Geliefdes, hartlik welkom dan ook so vanmôre by die herdenking van die hemelvaart, 'n baie belangrike gebeurtenis, want ons moet verstaan dat by die hemelvaart vir ons die betekenis is daarvan, sodat ons by die aarde kan lewe met die wete van dat God nog by ons is, dat hy nie weg is nie. Maar ons moet dit verstaan, en daarom gaan ons vanmôre dit ook hoor uit Efesiërs hoofstuk 15 uit, met spesifiek die tema, die nut van die hemelvaart. Die nut van die hemelvaart vir ons hier op aarde. Nou, kom ons maak ook by gesang, ek dink gesang 222, gesang 222, dan sing ons daar vanaf vers 1 en vers 2, verskoning vers 1 van gesang 222, dan sing ons daar hartlik saam, maar bly ons staande vir die fotum en die seëngroet. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons blaai dan na gesang 29, Gesang 29 en dan sing ons vers 1 en vers 3 as 'n lofgesang. Geliefdes, ons maak die woord van die Here oop by hierdie Hemelvaartsdag, by die herdenking van Hemelvaart, by Efesiërs hoofstuk 1. Hoofstuk 1, ons gaan lees
bietjie verby na hoofstuk 2 vers 3 toe. Efesiërs 1 van vers 15 tot hoofstuk 2 vers 3. Terwyl ons met die woord van die Here dan ook oop is, kom ons verenig in gebed saam. Ons almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, wat 'n wonderlike heerlikheid is dit, dat U dit so in ons harte werk, die geloof in ons Here Jesus Christus, wat eenmaal vir ons mens kom word het, gebore is uit 'n maagd Maria, wat kom ly het vir ons sondes, die kruisdood deurgemaak het, ter helle neergedaal het, wat weer opgestaan het uit die dode en opgevaar het na die hemel. Waar ons dan ook vandag as kerk kom stil staan om hierdie gebeurtenis te herdenk. Vra ons vir U, Here, dat U ons harte en ons verstande sal oprig, ook daar na die hemel toe. Ons kom vra vir U vanmôre, Here, U guns in hierdie geloof, om die betekenis van al hierdie dinge weer eens te hoor en vas te gryp en dit te glo met ons lewens. Want die hemelvaart het vir ons 'n plek berei, vir ons moontlik gemaak om na die liggaam ook op te staan en hemel toe te kan gaan. Here, dis iets wat ons verstand nie kan bedink nie. Maar wat U vir ons sê, dat ons die almag en die grootheid van U werke moet aanvaar, en die geloof moet aangryp. Dit het soveel betekenis vir ons aardse lewe. Want vanuit hierdie gedagtes, Here, vanuit hierdie wete, vanuit hierdie geloofsversekerdheid, bepaal dit ons elke dag besluite. Rig dit ons gesindhede op. Bepaal dit ons gemeenskap van gelowiges. Want daar's groot nut in hierdie opstanding. En daarin kom vra ons vir U, Here, wanneer ons as gemeente ook so by mekaar is, maak ook ons harte stil. Spreek ook tot ons harte. En oral, Here, waar die woord vandag ook so verkondig word in die herdenking van hierdie hemelvaart, mag dit ook so opnuut wees, dat die gelowiges tot 'n dieper geloofshouding kom voor U aangesig. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die beluister. Amen. Efesiërs 1 van vers 15. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. En julle het hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees
wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Tot sover. Geliefdes, ons gaan 'n bietjie klem plaas op wat Paulus hier voorbid in vers 18. Hy bid vir verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Geliefdes, in die Here Jesus Christus, by die herdenking van die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, moet ons hierdie erfdeel verstaan. Die hemelvaart word beskryf in vers 20 se tweede deel, en hom laat sit aan die regterhand in die hemele, en verder in vers 22, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Met ander woorde, God regeer deur sy seun, wat die hoof is van die gemeente. Nou kan ons as kerk op aarde vra, wat is die nut hiervan? Hoe moet ons hierdie nut verstaan van die hemelvaart van die Here Jesus Christus en sy regering vanuit die hemel? En so vra die Heidelbergse Katekismus presies die vraag in vraag 51. Watter nut bring die heerlikheid van ons hoof Christus dan vir ons? En die antwoord, eerstens dat Christus deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons lede uitgiet. En daarom dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskik en bewaar. Die nut van die hemelvaart is daarom in die eerste plek dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes vir ons uitgiet. Wat is die nut hiervan vir ons? In die tweede plek dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskik en bewaar. En wat is die nut hiervan vir ons op hierdie aarde? Geliefdes, in vers 18 bid Paulus juis om verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Geliefdes, in die Here Jesus, God wil deur sy Gees ons laat verstaan waarom die Here Jesus Christus in die hemel is, na sy liggaam. Want daar is die hoop van sy roeping, as 'n roeping vir ons almal as die heiliges. En dit is die strydende kerk op aarde, het werklik troos nodig in hierdie strydende tye waarin ons onsself ook bevind. Ook ons is deel van hierdie erfdeel van die roeping van Christus, saam met die oorwinnende kerk, wat reeds in die hemel is. Nou, as hoof van sy kerk, is hy bekleed met 'n goddelike guns, 'n majesteit, 'n mag. En vanuit sy heerlikheid, van hierdie hoogs hemelse volmaaktheid, mag hy hemelse gawes aan sy kerk gee soos hy wil. Hemelse gawes wat vir ons ontsettend belangrik is in ons as strydende kerk hier op aarde. Maar ons moet sy heerlikheid in die hemel verstaan, om deur die geloof daarin te kan deel. En hier moet ons kennis hê van Christus na sy twee nature. Christus het 'n menslike natuur en hy word genoem die seun van die mens. Christus het 'n goddelike natuur en hy word genoem die seun van God. Een Christus, maar twee nature. Na sy menslike natuur het hy 'n eindige liggaam, leer ons.
Wat beteken dit om 'n eindige liggaam te hê? 'n Eindige liggaam beteken nie die liggaam eindig nie. Dit beteken die liggaam is beperk in 'n eindigheid. Hy's beperk in tyd en in ruimte. In plek. Maar na sy goddelike natuur is hy oneindig. Hy is na sy godheid nie beperk tot tyd en ruimte nie, maar is daarom alomteenwoordig. En albei hierdie twee nature, die menslike natuur en die goddelike natuur, word verenig in die Seun Jesus Christus. Sy liggaam word in die hemel opgeneem. Die hemel is 'n bepaalde plek. Hebreërs 11 vers 10 sê dat die hemel is 'n plek wat fondamente het, waarvan God die kunstenaar en die boumeester is. Deur God geskep, soos hy alle ander dinge geskaap het. Wat van die goed wat ons sien op hierdie aarde is vir ons onsigbaar? Ons kan tog die goed sien. Dis wesenlik. Maar aarde en hemel is twee aparte plekke. Van die een plek het die liggaam van Christus gegaan na die ander plek. Vir die liggaam is dit nodig om 'n plek te hê. Daarom sê die Here Jesus ook vir ons: Ek gaan na my Vader om vir julle plek te berei. Die hemelwoning is 'n bewuste plek. Nie soos die moderne verligtes dalk vir ons wil te kenne gee, dat die hemel is maar net 'n salige toestand waarin die mens gaan verkeer nie. 'n Salige toestand vir die siel en die gevoelens van die gemoed nie. Dit is nie die Havanna van die een se hemel, of daardie een se hemel nie, soos sy gedagtes dit vir hom opmaak nie. Dis 'n bewuste plek wat God voorberei het, wat hy gebou het, waarin die liggaam van Christus gehuisves word. Die sit aan die regterhand van God beteken dat die Here Jesus het almag en almagtige regeermag. Dit is wat die betekenis is om te sit aan die regterhand van God. Nou regeer hy alles. Dit gee aan Christus die voortreffelike verhewendheid om uit die hemeltroon oor alles te regeer in die hemel en op die aarde. En net omdat ons sekere dele nie kan sien nie, beteken dit nie, hy regeer nie ook daaroor nie. Vers 21, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Alles is onder sy mag. Daarom, geliefdes, skei ons ook nie die twee nature van Christus nie. Ons mag nie sê hy's in die hemel en hy's nie by ons nie. Ook vermeng ons nie die twee nature tot sy beperkte liggaam nie, en sê daarom dat sy liggaam is nou by ons teenwoordig nie. Ons glo nie soos die Luterane glo nie. Sy liggaam is in die hemel, terwyl sy gees by ons is. Hy is, of na sy gees is hy waar sy liggaam is, maar sy liggaam is nie oral waar sy gees is nie. En so regeer hy aan die regterhand van God, in die posisie van almag en heerlikheid. Maar sy regering strek hom uit oor hemel en aarde en oor alles, sigbare en nie onsigbare. En dit is ons geloof en ons troos, wat vers 18 vir ons so mooi kom stel. Dit is die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel
onder die heiliges. Die hemel is God se alomteenwoordige bevatlikheid. Niks is buite om hom. Die hemel bevat ons. Romeine 11 vers 36, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Wat is die nut hiervan vir ons? Nou dat ons kan weet dat Christus regeer uit die hemel uit, wat is die nut hiervan vir ons? Johannes 16 vers 7, maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Dit is voordelig dat hy na sy liggaam plek en ruimte verwissel het. Nou kan ons wat plek gebonde is, nie in die versoeking kom om in 'n ongeloof hom te wil beperk tot ons tyd en ruimte nie. Deur te wil argumenteer, hy is nie hier nie. Hy is. Ook beperk ons hom nie deur ongeloof tot die onsigbare natuur, maar weet hy heers beslis ook in ons innerlike mens. Dis nie net dat hy daar buitekant regeer in die natuurorde, in die lewe daar buite nie, of in ons liggaamlike liggame nie, of in die natuurlike dinge van alles wat beweeg rondom ons nie. Hy regeer in ons harte. Sy alomteenwoordigheid is nie beperk deur onsigbaarheid nie. Die sigbare natuur daar buite en die onsigbare harte na binne is binne die almag en die heerlike werksaamheid van God deur sy Gees wat uitgaan van die Here Jesus Christus wat sit aan die regterhand van God. Wie wil speel met hierdie God? Wie wil dit waag om voor hom te gaan wegkry? Ons kan ons natuurlike lewens, maar in besonder ook ons harte aan hom toe vertrou. Waar God in sy almag kan sien en werk en verander soos hy wil. Die hart van die mens. Daarom kan hy, en dis die nut van sy hemelvaart, daarom kan hy in die hart van die mens die hemelse gawes instort, soos hy wil. Gawes soos die nuwe lewe in Christus Jesus. Efesiërs 2 vers 1 wat ons gelees het, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. Hy kan dit nou doen. Hy gee nie net hierdie nuwe lewe nie, maar hou ons lewendig vir hom deur hierdie inwerkende krag van hom. Uit sy heerskappy uit. Soos Filippense 1 vers 6 stel, omdat ons juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Hy werk ons geloof. Hy werk ons regverdigmaking. Hy werk ons heiligmaking. Hy werk ons reinheid. Geliefdes, hy maak deur sy Gees laat die gemeente uit hulle harte uit barmhartigheid wys. Hy maak dat die gemeente hoegenaamd 'n gemeente is, dat die eenheid van geloof daar is. Hy werk dit, nie net hier in ons midde nie, maar reg oor die wêreld soos hy wil. In hierdie heerskappy van hom uit die regterhand van God uit. Dis sy almag. Hy werk in die harte van mense tot gemeentes, tot gemeenskap van gelowiges, tot die barmhartigheid, die heiligheid van die gemeente. Uiteindelik is hy die een wat dit werk te midde van die aanslag van die wêreld op die kerk van die Here Jesus Christus, dat die kerk staande bly deur die eeue. Die bewys van sy werk is vir ons vasgelê in die geskiedenis.
kerk word nie vernietig nie, want Christus regeer. Ons kan staande bly teen die aanslag van die bose. Sy regering van heerlikheid en almag hou ons staande deur die geloof. In die gemeente, maar ja, deur die harte van elke individu in die gemeente. Daarom is dit baie nuttig in hierdie hemelvaart dat hy na die liggaam opgevaar het na die hemel, sodat sy gees hierdie werk kan doen onbeperk in elkeen van ons. So is hy teenwoordig in sy plaaslike kerk en kan hy sy hemelse gawes aan ons meedeel tot die instandhouding van sy kerk, want hy is die hoof van sy kerk. In die tweede plek, dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskud en bewaar. Geliefdes, in ons geleesde gedeelte moet ons oplet dat Paulus hier besig is om te bid. Paulus bid vir die gemeente. Christus is nie net deur sy gees by ons teenwoordig nie, maar hy is na sy liggaam in die voorhof van die allerheiligste in die hemel. En wat beteken die liggaam van Christus? Dis die offer vir ons sondes. Dit is hy wat daar sit en wat praat met sy Vader in die hemel vir elke gebed wat opgaan na hom toe, want hy is ons middelaar nou in die hemel. Ons bid deur Christus tot die Vader. En die Vader werk deur die regterhand sy seun wat hy werk op hierdie aarde. Hy sit aan die regterhand van God. Hy tree vir ons in. Daar is hy nou, ons ware priester, wat vir ons help in ons gebede. Na sy liggaam wat die volmaakte offer is. As ek vra, Here, vergewe my sondes, dan staan die offer voor God die Vader en sê, Vader, vergewe die kind sy sondes. Want die offer is daar. Maar is deur die Gees en die alomteenwoordigheid van Christus dat hy het werk in jou hart om berou te hê oor daai sonde. Die volmaakte offerstelsel, saamgevat van die hele Ou Testament en die offerstelsel voor die hemeltroon van God. Die vervulling van die hele Ou Testament in die offerlam voor die troon. Wat anders het die priesters gedoen as om te offer vir die sondes van die volk en te bid vir die volk se sondes? Hy is ons middelaar tussen God sy Vader en ons sy kinders. Hoor hoe mooi bid Paulus, verskoning, in vers 16 tot 18. Hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Wat 'n heerlike gebed. Is dit nie die bediening van die gebede waarvan ons praat in die kerklike ordes nie? Om so te kan bid vir 'n kerk nie, is dit nie wat 'n leraar moet doen vir sy kerk nie? Is dit nie die gebede wat die ouderlinge en die diakens moet doen vir die gemeente nie? Is dit nie die gebed wat 'n pa vir sy kinders moet doen? Dat hulle kan deel hê in hierdie erfenis van hierdie heerlikheid van die Here Jesus Christus. En die hemelvaart maak dit vir ons moontlik om dit te aanskou. As ons nie die nut van die hemelvaart self begryp nie, sal ons nie eers die begeerte hê om te bid vir ons mense. Die hemel
maak vir ons die poorte oop in Christus Jesus. As ons nie eers kan bid nie, wat nog te sê om te bid vir mekaar vir hierdie mooi woorde, die hoop van Christus se roeping, wat die rykdom van die heerlikheid van sy hemelse erfenis moet wees onder die heiliges. Bid ons dit vir mekaar. Hierdie hoop dat jou liggaam gaan opstaan en opgeneem word na die hemel toe. Dat daar vir jou in hierdie lewe gehelp kan word in die stryd waarmee jy besig is. God die Vader het sy seun by hom as 'n bewys dat hy omgee vir jou. En sy seun het sy gees vir jou gegee as die pand om vir jou te trek. Bid. Dis 'n strydvolle lewe hierdie. Deelte in die erfenis van Christus is 'n heerlikheid. Is jou kerk vir jou 'n heiligdom onder die hoofskap van Christus as ons hoof? Deur die heerskappy daar uit die hemel uit? Is jou huisgesin vir jou die erfdeel onder die hoofskap van Christus, wat met mag en krag regeer ook in die harte van jou vrou, jou man, jou kinders? Jy wil hulle dalk verander. Jy gaan nie regkom om hulle te verander nie. Maar die almag en die heerskappy van God verander jou hart en jou vrou en jou kinders se hart. Hy verander die kerk en hy hou die kerk staande. Het jy die geloof in die hemelvaart se seën oor jou en jou mense al besef? Dan moet ons nie ons tyd verspeel nie. Dan moet ons bid. Feit Christus se hemelvaart dan geen nut vir ons nie. Dan is ons ellendig op hierdie aarde, oorgelewer aan die bose. Maar ons is nie. Want ons het waarlike vyande. En sy regering wil ons beskud teen ons vyande. Ons vyande is bekend. En hulle bedreig nie net ons huisgesinne nie, ons huwelike nie, bedreig nie net ons verhoudinge in ons families nie, of ons verhoudinge in ons kerk as 'n huisgesin nie. Dit bedreig die skepingsorde. Dit wil alles daar buite vernietig. Dis 'n konstante dreigement. Uiteindelik wil dit volke en nasies vernietig. Dit is bekend. En die Here noem hulle vir ons. Jou eie sondaar. Jou eie sondaar. In die tweede plek, die verleiding van die wêreld. Wat jou met allerhande wyshede wil verlei. Om dinge te doen wat afbreekend gaan wees. En die derde groot een is die Satan homself. Ons weet hoe breek ons eie sonde, ons huisgesinne. Ons weet hoe breek die wêreld se verleiding, gemeentes en kerke, volke en nasies. Is dit nie wat afspeel in die hoë toneel van die politieke magte nie? Om teenkanting te bied teen die bose wat so destruktief en afbreekend kan wees, dat dit tot die kleinste fundament van die samelewing, die huisgesin, kan vernietig nie? Die meedoenlose verleiding van die bose om mense en selfs regerings te verlei tot verval, dis nie net in ons verbeeldings nie. Die versteekte sonde in die mens is werklik. En dit het baie aaklige resultate wanneer dit na buite kom. In die werklikheid speel dit in ons gemeenskap, ons land en oral op die aarde af. Want die Satan is 'n mensemoordenaar. Hy is uit die hemel verban. Die hemelvaart het hom uit die hemel verban.
Sy plek is nie meer daar te vind nie. Hy staan nie meer aan die regterhand van God om die kinders van God aan te kla nie. Soos ons lees in Sagaria 3 vers 1, waar hy vir Joshua die hoë priester aankla voor God, terwyl die duiwel aan die regterhand van God staan nie. Want die seun van God is nou in die regterhand van God. Dit het groot nut en groot waarde vir ons as kerk van die Here Jesus Christus. Maar tog is hierdie vyand 'n verwonde leeu en hy soek om te verslind. Hy's 'n mensemoordenaar. Ja, die slang het vir ons gepik en die sonde het in ons sterflike liggame ingekom. Maar daar waar mense opkyk na die slang in die woestyn, sterf hulle nie die ewige dood nie. En so word dit vir ons die beeld, dat ons moet opkyk na die Seun van God, wat in die hemel is, vir ons krag en ons leiding op hierdie aarde, vir ons wysheid, om deel te mag wees van hierdie erfenis van hom. Hy het gesterf vir jou sonde na sy liggaam. En dis sy liggaam wat verhewe is in die hemel. Soos die slang in die woestyn, is sy liggaam verhewe. Maar soos 'n slang wat tot niet gaan, gaan sy liggaam nie tot niet nie. Ons kan altyd opkyk na die liggaam van Christus. As die verlossing en die vergifnis. Hierdie offer van sy liggaam is nou vir ewig in die hemel, ons offerlam. Die genesing van die sondegif. Die bose deur die sonde is nog steeds werksaam op hierdie aarde. By die wedergeboorte is ons nie volmaak nie. Niemand van ons is volmaak nie. Die volmaaktheid sal wees die finale verheerliking in die hemel wanneer die Here ons finaal kom haal. Maar nou is ons 'n strydende kerk. Maar ons is nie strydend sonder hoop nie, ons kan stry want ons weet daar's 'n heenkome, daar's 'n plek berei. Ons kan weet daar is 'n stryd wat ons kan stry want die mag is ook na ons toe gegee deur Jesus Christus, deur sy Gees wat vir ons die gawes gee om hierdie stryd te kan stry. Daarom is die strydende kerk ook die kerk wat kan oorwin. Ons kan stry. Ons weet ons is reeds uitverkies in Christus deur die geloof wat die Here vir ons gee om hierdie erfenis aan deel te word waarvoor Paulus bid. Dit het God nie behaag om met eens ons vry te maak van alle stryd en alle worsteling teen die sonde en die wêreldse verleiding en die aanslag van die bose nie. Daarom lees ons in Efesiërs 2 vers 2, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. Ons het tevore daarin ook gewandel, maar deur die lewe wat Christus vir ons gee, het dit kom verander. Selfs 'n wedergeborene, al is dit nou teen ons wil in, want ons wille is verander, al is dit teen ons wille in, worstel ook met bose begeerlikhede, ons worstel met onheilige gedagtes, eersugtige neigings, gierighede, maar ons is nou bewus daarvan, en ons wil dit nie eintlik hê nie. Is dit nie wat Paulus gesê het, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek nie. Is dit nie die stryd waarmee ons besig is nie? Maar is nie 'n stryd waar ons hoef te verloor nie. Want die hemelvaart het gemaak dat Jesus Christus kan nou vir ons begiftig met die gawes van die hemel om 'n stryd te kan bied teen hierdie goed. En nie 'n stryd in hopeloosheid nie, maar 'n stryd om te weet die oorwinning is behaal en ons kan net die stryd stry. Ons moet
Daar's 'n verskil. Ons leef nie in die sonde nie. Ons wandel nie meer in die sonde nie. Ons stry teen die sonde. Maar ons het 'n voorspraak in die hemel. As ons sou sondig, sê 1 Johannes 2, ons het 'n voorspraak in die hemel, die Here Jesus Christus. Terwyl hy ons deur ons sy gees, wat alomteenwoordig is, nou kom begiftig met die gawes om te kan stry. Sou ons wel struikel, het ons 'n voorspraak in die hemel, sy liggaam, Jesus Christus. En hierdie stryd sal ons elke dag stry. Hierdie stryd sal ons stry in ons kerke, in ons organisasies, in ons regerings. Ons kan stry. Ons kan oorwin. Ons kan volhard. Al is die geneigtheid tot die sonde nog in ons liggame, wat uiteindelik moet sterwe om heeltemal los te kom daarvan in die opstanding van die dode, kan ons stry daarteen, ons hoef nie daarin te bly lewe nie. Maar ons kan nie alleen stry nie. So beloof die Here vir ons in Matteus 28 vers 20 voor sy hemelvaart, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Eers wanneer ons finaal sterf en saam met hom opgeneem word tot sy absolute heerlike verheerliking, moet ons stry, kan ons stry, wil ons stry, want Christus het die wil in ons harte gegee om te stry. Nie uit ons eie goedheid nie, maar omdat ons die heerlikheid van die hemelvaart verstaan as ons oorwinning. Want Christus Jesus, ons Here, is oorwinnaar, wat sit aan die regterhand van God en regeer alle dinge, ook ons harte. En mag ons elkeen se hart hom vertrou om oor ons harte te regeer. Met sy mag sal hy ons beskud en bewaar teen alle vyande tot hy ons finaal kom haal. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige, drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, hoe heerlik is dit om ook in hierdie gedeelte te kan lees, Here, dat ons deel is van hierdie grootsheid van U. Nie omdat ons dit uit prestasie uit verwerf nie, Here, maar omdat U dit deur U genade vir ons so gee. En al wat ons vir mekaar kan bid, Here, is dat U vir elkeen van ons dit ook sal gee om dit so te kan verstaan. Dat ons het 'n erfdeel onder die heiliges wat U vir ons bewerk het. Om dit te kan insien, deur die oë van ons verstand te kan weet. En daarom, Here, te kan stry. Dit is na U hemelvaart wat die strydende kerk opgestaan het en gestry het. Nou het ons 'n nut. Nou het ons 'n doel. Nou het ons 'n missie, 'n visie, 'n roeping. Hou vir ons hierin vas. In die erfdeel wat U vir ons berei. Wat U vir ons bewys deur U liggaam wat U opgeneem het na die hemel toe. En deur die Heilige Gees wat vir ons kom versterk in ons harte. Hou ons aan U vas. Verdiep ons geloof. Ons vra dit alles in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons sluit dan af met 'n heerlike Psalm. Psalm 48. Ons gaan daar sing vers 1 en vers 5. En dit sê vir ons alles van die heerlikheid en die grootheid van die Here wat regeer van Sions hoogte. Psalm 48 vers 1 en vers 5. Here is good, Sions
ontvang dan nou die seën van die Here en gaan ook so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.